Die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om getuienis af te lê. Hy moes van die lig getuig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig meer, maar hy moes oor die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig was aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat aan hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar God is hulle Vader. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien. Die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dis hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, hy wat na my kom as my voor, want hy was voor my reeds daar. En dan, ons teksversie, uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie, sy enigste seun self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Ek herhaal vers 16 en 17, uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God met die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. As mens die foto's wys van mense wat in die jaar gesterf het, en eintlik was dit vir ons 'n geseënde jaar. As mens daaroor dink dat die meeste mense wat oorlede is almal mense wat 70, 80 jaar oud was. En eintlik min vergelyking met ander jare in 'n groot gemeente soos ons. Maar as mens oor hulle dink, dan dink jy onmiddellik terug oor die jaar. Hoe was die jaar? Wat het in die jaar gebeur? En ek wonder as jy nou so oomblik net sit, en jy moet net vir jouself bietjie dink en sê, iemand sê vir jou, hoe was die jaar gewees? Ons het daar op Jeffries was, ons het baie vakansievriende daar deur die jare gemaak, en as ons daar kom, almal vra, hoe was julle jaar? En dan begin almal nou vertel, bietjie, dit het gebeur, en dit het gebeur, en dit het gebeur, en baie goed, wat weet hulle van 'n mens met gemeenskaplike vriende deur die jare ook, ensovoorts. Maar wat het in die jaar met jou gebeur wat sleg was? Oomblikke wat het vir jou gevoel het, dit steel jou vrede. Oomblikke wat jy gevoel het, waar is die Here? Hoekom hoor hy nie? Aan die ander kant, wat het in die jaar met jou gebeur? Oomblikke wat jy gevoel het, die Here openbaar hom op 'n besondere manier aan jou. En dit voel vir jou, hy's by jou. Hy's goed vir jou. Hy's seën vir jou. As 'n mens oor 2016 dink, ek en Elsabie, dan, ons het daaroor gepraat in die vakansie. Wys hy nie. Hy moet wys. Daar is hy. Dankie Willem. Dis hoekom jy daar moet wees. As 'n mens dink oor 2016, ek en Elsabie in die vakansie oor gepraat, en ons het ons tyd om te dink. En toe dink ons, in baie opsigte, was dit miskien ons slegste jaar ooit. Baie dinge wat in ons gesin gebeur het, deur die jare, nie ons eie doen nie, maar dit gebeur. En dan natuurlik 'n siekbed na operasie wat amper my lewe gekos het. En tye wat mens gewonder het, hoe gaan dit wees? Wat gaan gebeur? Maar dan draai dit ook weer om. En toe dink ons aan die einde, en ons daar op Jeffries Baai is, en op 'n Sondag in die kerk, toe sit ons daar, en toe sê Elsabie, toe ons uitstap, een ding wat ons kan sê, die Here het met ons bemoeienis gemaak in hierdie jaar. Die Here het met jou bemoeienis gemaak. Die Here het soveel besig gewees met jou. Want ten spyte van alles, sluit die jaar vir ons so mooi af. Het ons die vreugde gehad om saam daar te wees, en ons het hierdie foto op 'n aand op die strand geneem, laatmiddag, en dis ons hele gesin,
met ons 3 kinders, 3 skoonkinders en 5 kleinkinders, en daar is 'n 6de enetjie aan die kom, en dit is 'n vreugdevolle tyd vir ons gewees. En skielik het ons almal oor gepraat die aand, toe ons saam is as kinders, met ons hele gesin so, om die vuur. Wat het in die jaar met ons gebeur, en waar is ons nou? En hoe kan die Here omdraai, en mense se lewens bring? En ek dink, as jy vanaand hier sit, en jy kan net sê, Here, U het met my bemoeienis gemaak. Net dit. Of jy kan net sê, Here, ons het in hierdie jaar ergens U genade ervaar. Dan het hierdie aand sy doel gedien. Vanaand voor ons by die kerk instap, toe sê Loot, hy staan daar heel agter Loot in die Helene, toe sê Loot, hy dink dit was vir hulle die mooiste jaar, want die Here se genade was oor die grootste, toe sê ek, daar vat jy die helfte van my preek. Want dis waaroor dit gaan. Hoe groot was die Here se genade vir jaar oor jou? Het jy in die jaar tyd beleef wat jy gevoel het, jy kan nie? Want dis juist daai tye, wanneer jy nie kan nie, dat God juist kan, en dat God se mag in jou tot openbaring kom, en dat jy sy genade ervaar. As 'n mens hierdie teksgedeelte lees, dan sê hy, uit sy oorvloed het hy ons genade op genade ontvang. God het deur die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. En dan wil ek sê, die eerste iets wat ek wil sê is, alle mense is genade mense. Party weet dit net nie. Ons maak baie keer die fout om te dink dat die genade is die Nuwe Testament. En die Ou Testament was nou nie die tyd genade tyd nie. Genade het net met Jesus gekom. Ek dink dit is reg nie. Ek dink as 'n mens deur die Ou Testament blaai en jy lees van Adam en Eva en jy weet dat God hulle moes uitgedelg het toe hulle vergeet het om gehoorsaam aan God te wees en sy eerste opdrag uit te voer, dan lees ons, maar in genade het God hulle behou. As 'n mens lees van Abraham, die vader van die gelowiges, wat al die beloftes van God ontvang, en dan vergeet om op God te bly vertrou en te begin twyfel aan God en sy eie plannetjies te probeer maak, maar in genade hou die Here hom as die vader van die gelowiges en gee hy vir hom, vir Isak. Das dit genade. As jy lees van Moses, die leidsman wat God kies om sy volk uit te red uit Egipte uit genade uit, en hoe dat die volk murmureer, en op 'n stadium van God se goedheid, en al sy genade, en al sy vrymakende genade vergeet, en terug verlang Egipte toe, maar God delg hulle nie uit nie, dan is dit genade, en vir 40 jaar bly hy vir hulle sorg, en dis die mooiste 40 jaar eintlik van hulle lewe, wat hulle naaste aan hulle God was, dis genade. As jy lees van die grootste koning van die Ou Testament, die een uit wie se geslag Jesus gebore word, koning Dawid, en wat alles ontvang, en al hierdie verantwoordelikheid het, en dan vergeet van God, by geleentheid, en oorspel pleeg. En God delg hom nie uit nie, en God verwerp hom nie as koning nie, en hy neem hom terug, dan is dit genade. Broers en susters, Johannes sê, die wet het deur Moses gekom, en die genade en die waarheid deur Jesus. Daarmee sê nie dat dit nie genade was nie, want selfs die 10 gebooie was 'n groot stuk genade. Dat God sy volk so lief het, dat hy vir hulle 10 gebooie kom gee, wat vir hulle beswil daar is. Elke gebod, hoe jy hom ook al lees, is gemik daarop God se eer, maar op dit wat vir daai mense die beste in hulle lewe was, en wat vandag nog vir ons die beste in ons lewe is, die 10 gebooie. Dis 'n genade dokument wat hulle op Sinai ontvang. Uit genade uit leer hy vir hulle. Van hulle het begin dink dat hierdie wet het vir hulle kom leer wat 'n sonde. Dis nie waar nie, daarom het Paulus soveel moeite doen in Romeine 5 om te sê, die sonde kom nie deur die waarheid nie, en as die wet sê wat 'n sonde, dan maak dit die sonde nie. Die sonde was daar, die wet leer hulle net wat dit is. Die hele verlede was genade. En daarom, as jy vanaand hier sit in die kerk, en jy dink terug oor hierdie jaar,
hoop ek daar's net een gedagte in jou. As jy dink oor jou eie lewe, en jy dink oor al jou foute van die verlede, foute soos 'n Adam, en 'n Eva, en 'n Abraham, en 'n Moses, en 'n Dawid, en die hele volk van die Here, en tog sorg die Here vir jou, en jy kan vanaand steeds hier wees, dan kan jy net sê, Here, my verlede is 'n verlede van genade. Maar dan kom hy, en dan sê, maar daar's meer as dit, want die toekoms lyk altyd vir 'n kind van die Here beter as die verlede. Die toekoms is altyd gevul met nuwe hoop. En daarom dat Johannes kom en hy sê, uit sy oorvloed het hy aan ons almal genade op genade ontvang. Genade wat reeds in die Ou Testament was, en op daai genade kom gee Jesus nuwe genade. Nuwe, beter genade. Want die grootste stuk genade was, dat die Vader sy seun na die wêreld stuur op Kersdag, om onder ons te kom woon, en vir ons te kom lewe, en vir ons te kom sterwe. Die grootste genade wat hy ooit gee. En dan sê hy, as ons 2017 dan ook ingaan, in die toekoms ingaan, dan gaan ons dit in met die wete, God gee genade deur Jesus Christus. En as daar net een woordjie is wat jy vanaand moet vashou, waarmee jy op beplanning doen vir die jaar wat voorlê, en een woordjie waarop jy moet bou vir die jaar wat voorlê, dan is dit net hierdie woordjie, genade. Wat beteken dit? Wat beteken hierdie woordjie? Paulus skryf in Efesiërs 2 vers 1 tot 10, 'n mooi stukkie oor die genade. Karel Barth het by geleentheid gesê, dis soos 'n klein Bybeltjie in die Bybel. Hy sê, want in Efesiërs 2 vers 1 tot 10, wanneer hy kom en hy sê, daarom uit genade is julle gered deur die geloof, dan is dit eintlik die hele Bybel, wat in hierdie 10 versies saamgevat is, soos 'n klein Bybeltjie. Philip Yancey het 'n mooi boek geskryf, What's so amazing about grace? En dan skryf en dan sê hy, dit is so groot begrip, wat so baie gesê word, en wat baie mense dan nog steeds nie verstaan nie. Want die een oomblik sal hulle sê, ja, Here, dankie dat ons uit genade gered is. En net die volgende oomblik sê hy, ek probeer my bes te doen, om by die Here te kom. Net die volgende oomblik sê hy, ek dink ek lewe daarom nie te sleg nie. Ek dink daarom as ek oor verlede jaar dink, was ek nie te sleg nie, en behoort die Here my ook te aanvaar. En dan hoor jy dadelik, maar ek verstaan genade nog steeds nie heeltemal. Genade is so 'n groot woord. Dis die hart. Dis die hart van die Christelike kerk. Weet jy, dis die enigste ietsie wat ons anders maak. Want daar's geen ander godsdienst in die wêreld wat gebou is op genade nie. Net die Christendom werk net op genade. Net die Christendom sê vir mense, jy kan by God kom en jy kan in die hemel kom, sonder jy enig iets van jou kant af gedoen het of verdien het. Jy moet dit net vat wat die Here vir jou wil gee. En dis die grootste boodskap wat die kerk ooit het. Ons kan niks beter as die wêreld doen nie. Die wêreld kan meer huise bou vir armes as wat die kerk kan bou. Die wêreld kan meer geld gee vir armes as wat die kerk kan bou. Die wêreld kan 'n groter verskil aan mense se lewens maak as wat die kerk ooit kan maak. Die kerk is te klein in die wêreld. Maar niemand in die wêreld kan ooit vir enige mens op aarde die boodskap van genade gee wat net die kerk kan gee nie. Wat net die Christendom kan gee nie. En as jy nie genade ontvang het nie, en as jy nie genade geleer het nie, en as jy nie genade aanvaar het nie, dan al sou jy vanaand in die mooiste huis bly, met die beste geld, en die beste werk, en die beste sekuriteit, om 2017 in te gaan, dan is jy eintlik die armste, elendigste mens voor God. Genade is al waarop ons staan. Ek lees so 'n mooi storie, wat miskien genade bietjie ook verduidelik. Van 'n Amerikaanse akteur wat vertel, dat hy as jong mens eintlik in 'n goeie huis groot geword het, met 'n pa en 'n ma wat vir hom lief was en vir hom alles gedoen het. En toe as jong mens het hy verval in dwelms, deur vriende, en het hy begin al meer drink, en later het dit so sleg gegaan met sy lewe, dat hy van die huis af weggegaan het, weggeloop het, en het al slegter en slegter met hom gegaan.
Later was al sy geld opgemors. En een aand, toe hy besef, byna soos sy verlore seun in die varkhok, ek het niks meer nie, ek het alles uitgemors, my hele lewe is opgemors, en al wat ek het is drank en dwelms, en dit sukkel ek om aan die hande te kry. Toe onthou hy dat hy 'n pa en 'n ma het, wat altyd vir hom gesê het, jy moet onthou seun, hier by die huis is die huis altyd oop vir jou, en hier sal altyd vir jou 'n warm bord kos wees. En na jare van die huis af weg, het hierdie jong man die moed by mekaar geskraap en huis toe gegaan. En toe hy by die huis kom hy aan, toe sien hy nie kans om in die huis in te gaan, en toe ek oorkant die huis in 'n parkie gaan sit eintlik. En het gesien hoe sy pa van die werk af terugkom en kyk, en later by die venster uitkyk, so asof hy kyk of hy nie terugkom nie. Hy sê en later die aand, toe sien hy sy ma kom, maak hy die posbus oop, want hulle het geweet, hy weet, hulle het altyd die huis se voordeursleutel in die posbus geberg, op 'n spesifieke plekkie. En sy kom kyk of die sleutel nog daar is. En laat die aand, toe die ligte af is, toe gaan haal hy die sleutel uit en hy sluip in die huis in. En soos hy gesê het altyd, in die lou oond staan daar steeds 'n bord warm kos. En toe vat hy die kos en hy gaan sit in sy kamer, en toe in die kamer in kom, toe is alles nog net soos dit moet gewees het. Dit voel vir hom of hy nooit weg was nie. En het op die bed gaan sit. En die volgende toe gaan die lig aan en hier staan sy pa en ma. En toe val hy op sy knieë voor hulle. En hy begin verskoning maak. Dis is die pa vir hom, nee, ek wil nie 'n woord van jou hoor nie. Jy's tuis. Kom ons eet saam en kom ons vier fees. Dis genade. Genade dat 'n pa en 'n ma, en dis 'n ware verhaal, hulle kind terugvat, sonder dat hy iets doen om dit te verdien. Net onvoorwaardelik terugvat. En dis die God wat ek en jy aanbid. Die God wat met oop arm staan, met 'n oop hand wag om jou hand te vat en jou te ontvang. Die Vader van Jesus Christus wat die verhaal vertel het van 'n verlore seun wat na sy Vader toe terugkom. Dis die God wat ons aanbid. En dis wat genade is. Genade beteken ek gaan terug en ek kom by die Here uit. My vraag is net, hoe gaan ons genade ontvang? Broers en susters, Lukas sê daar's in 2 kortste gebede in Lukas 'n antwoord vir ons daaroor. Hoe kry jy genade? En dan vertel hy die gelykenis, Jesus die gelykenis van 'n fariseer en 'n tollenaar, 'n sondaar. En die fariseer wat 'n lang rits afreik van wat hy alles vir die Here gedoen het en hoe goed hy eintlik is. En dan 'n sondaar wat die kortste gebed in die Lukas evangelie bid, en dit is: God, wees my genadig, ek is 'n sondaar. Genade is altyd net 'n woord ver van jou af. En ons lees, die Here het hom aangeneem en sy sondes is vergewe. Net dit. Here, wees my genadig, ek is 'n arme sondaar. Die tweede kort gebed wat ons in Lukas evangelie lees, is die aan die kruis nie. 'n Sondaar wat die dood verdien, wat ter dood veroordeel, wat aan die kruis hang, en net bid: Here, dink aan my as jy in die koninkryk kom. En hy kry soveel meer. Hy kry nie net simpatie van dink aan my nie, en Jesus dink nie net aan hom. Hy kry die wonderlike ewige lewe geskenk. Vanaand, vandag nog sal hy saam met my in die paradys wees. Hy ontvang die ewige lewe. Genade is net 'n woord ver van jou af. Vraag is, wat gaan ons doen met hierdie genade in 2017? As 'n mens oor genade iets sê, en daarmee wil ek afsluit, dan is dit net een iets, dit kan net ervaar word. Genade kan nie gepraat word nie, dit kan nie eintlik verduidelik word nie. Dit moet ervaar en belewe word. Stefan Joubert het gesê, genade is daai keer toe God aan jou geraak het op een of ander wyse, en jy nie meer met jou rug na God lewe nie, maar omgedraai het en die Here in die oë kyk.
en jou lewe vir die Here oopgemaak het. Genade is daai oomblik toe jy besef het, ek hoef niks meer te doen nie. Die Here het vir my alles gedoen. Ek het sy oop hand raak gesien, en ek het my hand in sy hand gesit. En so het ons 2017 ingestap. Die Here vat my hand, en hy lei vir my hierdie toekoms in. En daarom as jy vir my vra, wat moet ons doen in die jaar wat voorlê? Dan sê ek, eintlik niks nie, maar tog alles. Want ons hoef niks te verdien nie. En alles wat ons gaan doen, kan net uit genade wees, wat ons reeds ontvang het. Uit genade is jy reeds gered. Dat is die storie van die reus en die klein mensie wat gesê het, wie kan die hoogste reik? En toe vat die reus 'n klip en hy gooi hom so hoog in die lug op, dat het lang gevat het voor hy afkom. En toe die klein dogtertjie, sy kan nie so hoog gooi nie, maar toe het sy 'n voeltjie, en sy maak net 'n hande oop, en hy vlieg in die lug op. En dis eintlik hoe genade werk. Ek hoef nie iets hoog op te gooi na God, en ek hoef nie hoog op te spring na die Here toe. Ek kan maar net die hande oopmaak, en veerlig kom ek by die Here uit, naby God, en vat hy my, en vou hy my vanaand toe, en sê vir my, kom stap saam met my, die nuwe jaar in. Ek gee my genade vir jou, my genade is by jou, sit jou hand in my hand, en loop saam met my. En miskien as jy in 2016 terugdink, dan was die mooiste oomblikke, daai oomblikke toe jy gesê het, Here, help my. Daai oomblikke toe jy gesê het, Here, ek weet nie hoe kom ek by môre uit nie, maar ek sit my hand in die hand, ek vertrou op U. En jy die genade van die Here ervaar. Mag dit so wees vir jou, in hierdie jaar het voorlê, dat jy die genade van die Here, dit sal wees waarop jy lewe bou, waaruit jy lewe, waarvoor jy lewe, waarmet jy lewe, met jou hand in die hand van die Here. Amen. Dankie Here, dat U genade oor ons so groot is. Dankie dat U ons toevou met U liefde. Dankie Here vir hierdie hart van die evangelie, dat U vir ons kom sê het, en nou het U ook in hierdie Kerstyd vir ons genade op genade weer laat aanbreek. Dankie dat U alles vir ons gedoen het, dat U ons totaal geheel en al vrygekoop het om U kinders te wees, dat ons met alles in ons lewe aan U kan behoort. Dankie Here dat ons nie meer hoef te doen om U guns te wen nie, dat ons nie meer hoef te doen, te verdien, om vry te wees nie, maar Here dat ons juist vry gemaak is, om met ons hele hart, ons hele lewe te kan doen, te kan werk, te kan dankie sê, alles net tot eer van U naam. Here, ons wil so graag in hierdie jaar wat voorlê ook dankbaarheidslewens lei vir U. Ons wil ons aan U toewy met alles wat ons is en alles wat ons het. Ons wil ons harte, ons lewens vir U gee. Here, ons weet alles wat ons wil doen, kan ons nooit goed genoeg doen nie. Daarom vertrou ons maar net op U. En daarom wil ons vanaand almal saam vir U kom sê, Here, hier is ek. Ek sit my hand in U hand. Vat my hand, lei my en maak U genade oor my groot in 2017, dat aan die einde van die jaar ons sal kan sê, ek was die gelukkigste mens, want die genade van die Here was groot oor my. In Jesus naam, amen.